Goeiedag almal. Ons het vandag 'n spesiale aanbieding van die sosiale media Honeer. Ons aanbieder vanmiddag is Juanita Zietsman. Maar voordat ons begin met die Honeer en vir Juanita aan die woord stel, kom ons buig net die hoofde en ons vra vir die Here se teenwoordigheid. O Here, baie dankie vir die geleentheid en die voorreg om ook hierdie belangrike Honeer te kan aanraak. Ons vra o Here dat U sal wees met elkeen wat hierdie program sal voltooi en elkeen wat gaan werk aan hierdie Honeer. Ons vra vir U teenwoordigheid en U seën ook oor die aanbieding. Mag dit vir die mense wat dit gebruik en deel het aan hierdie aanbieding, dat dit vir hulle iets spesiaals mag beteken en dat hulle kan leer en op daardie manier nader aan U kan kom. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons kyk vandag na sosiale media. Dis 'n vlak 2 Honeer deur die Wêreldkonferensie in beroepsgerig en dit is vrygestel in 2014. So wat is sosiale media? Sosiale media verwys, Sosiale media verwys na aanlyn platforms en toepassings waar mense inhoud kan skep, deel en meer interaksie kan hê, soos boodskappe, foto's, video's en nuus. Hierdie platforms laat gebruikers toe om met vriende, familie en ander mense reg oor die wêreld te verbind. Voorbeelde van sosiale media sluit in, maar is nie beperk tot Facebook, Instagram, TikTok en Twitter. Sosiale media verskil op verskeie maniere van tradisionele media soos koerante, maar die belangrikste verskil is wie die boodskappe en inhoud beheer. Sosiale media is oop vir almal. Enige iemand met internet toegang kan deelneem, inhoud skep, dit bevorder en bespreek. In tradisionele media word boodskappe deur korporasies en sy werknemers beheer, wat besluit watter inligting versprei word en indien daar terugvoer is. Watter terugvoer met die publiek dan nou ook gedeel word. Definieer die volgende tipe sosiale media en gee 'n huidige voorbeeld van elk waar toepassing. 'n internetforum. 'n internetforum is 'n aanlyn platform waar gebruikers kan plaas, onderwerpe kan bespreek en inligting met mekaar kan deel. Forums is gewoonlik georganiseer in kategorieë en subkategorieë gebaseer op spesifieke belange wat lede toelaat om aan bespreking deel te neem, vrae te vra en antwoorde te gee. Gebruikers kan temas, nuwe besprekingsonderwerpe skep of op bestaande temas antwoorde gee, wat 'n gemeenskap rondom gesamentlike belange bevorder. Voorbeelde sluit in webwerwe soos Reddit, Stack Exchange en gespesialiseerde forums oor stokperdjies, tegnologie en ondersteuningsgroepe. As jy ooit 'n probleem het met jou kar, jy kan vir jou iets daar gaan kry om jou kar reg te maak. Ek het al baie my kar so reggemaak deur op forums te gaan kyk wat fout met my kar. Dan SMS boodskappe. Teksboodskappe is kort geskrewe boodskappe wat elektronies tussen mobiele toestelle gestuur word, gewoonlik deur middel van 'n SMS, 'n short message service, of boodskap toepassings soos WhatsApp, iMessage of Facebook Messenger. Dit stel gebruikers in staat om vinnig en maklik te kommunikeer sonder om 'n telefoongesprek te moet maak. Teksboodskappe kan eenvoudige teks, emojis, foto's en video's insluit afhangende van watter platform jy dan nou gebruik maak. Sosiale netwerkdienste. 'n Sosiale netwerkdiens is 'n aanlyn platform wat gebruikers in staat stel om persoonlike profiele te skep, met ander gebruikers te skakel en inhoud soos boodskappe, foto's en video's te deel. Hierdie dienste stel mense in staat om met vriende, familie en ander te kommunikeer op grond van gesamentlike belange en ervarings. Gebruikers kan deur verskeie funksies soos boodskappe kommunikeer en die deel van die opdaterings
kommunikeer. Voorbeelde van sosiale netwerkdienste sluit dan in Facebook, LinkedIn en Twitter. Ekskuus, hier het iets verkeerd gegaan. Sosiale blogs. Sosiale blogs is aanlyn platforms waar individue of groepe inhoud oor verskeie onderwerpe publiseer, wat dikwels interaksie en bespreking tussen lesers aanmoedig. Hierdie blogs bevat gewoonlik artikels, menings en multimedia komponente soos prente en video's. Lesers kan gewoonlik kommentaar lewer op plasings, dit op sosiale media deel en soms selfs hulle eie inhoud bydra. Sosiale blogs kan fokus op spesifieke onderwerpe, persoonlike ervarings of algemene belangstellings en dikwels geïntegreer met sosiale media vir 'n breër bereik en betrokkenheid. Een voorbeeld van 'n sosiale blog is Medium. Medium is 'n platform waar gebruikers artikels oor verskeie onderwerpe skryf en deel, wat wissel dan nou van persoonlike ervarings tot diepgaande ontledings van huidige gebeure. Lesers kan kommentaar lewer op plasings, gedeeltes wat hulle hou, uitlig en artikels op sosiale media deel, wat 'n gemeenskap van bespreking en betrokkenheid bevorder. Uitsendings. 'n Podcast is 'n digitale klankprogram wat vanaf die internet gestream of afgelaai kan word. Dit bestaan gewoonlik uit 'n reeks episodes wat op 'n spesifieke onderwerp of tema fokus, soos in die vorm van storievertelling, onderhoude, nuus of opvoedkundige inhoud. Podcast kan deur individue, organisasies of maatskappye vervaardig word en is dikwels beskikbaar op verskeie platforms soos Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts. Luisteraars kan hulle gunsteling podcasts inteken en dan nuwe episodes outomaties ontvang. Sosiale boekmerke. Sosiale boekmerke is 'n metode waardeur gebruikers skakels na webbladsye of aanlyn hulpbronne wat hulle interessant of nuttig vind kan stoor, organiseer en deel. In plaas daarvan om boekmerke op 'n persoonlike blaaie te hou, kan gebruikers hierdie skakels op sosiale boekmerkwebwerwe stoor, wat hulle in staat stel om gestoorde skakels van enige toestel af te bereik. Ander gebruikers kan ook hierdie boekmerke ontdek en toegang daartoe kry, wat dit 'n manier maak om waardevolle inhoud met die gemeenskap te deel. Gewilde sosiale boekmerkplatforms sluit Delicious, Diego en Pinterest in. Wat is 'n paar voordele, nadele en slaggate waarvan 'n mens bewus gemaak moet word wanneer jy sosiale media gebruik? Voordele. Verbindings. Sosiale media stel gebruikers in staat om met vriende en mense reg oor die wêreld te kommunikeer, wat kommunikasie in die bou van verhoudings fasiliseer. Inligtingsdeel. Gebruikers kan maklik inligting, nuus en opdatering oor verskeie onderwerpe deel en ontvang. Netwerkgeleenthede. Sosiale media platforms kan individue help om professioneel te netwerk, wat deure kan oopmaak na loopbaangeleenthede en samewerkings. Gemeenskap bou. Sosiale media stel die vorming van gemeenskappe rondom gesamentlike belange, stokperdjies of oorsake in staat wat 'n gevoel van behoort bevorder. Bemarking en promosie. Besighede kan sosiale media gebruik om 'n groter gehoor te bereik, produkte en dienste te bevorder en direk met die kliënt te kommunikeer. Wat is van die nadele? Privaatheidskwessies. Die deel van persoonlike inligting aanlyn kan lei tot privaatheidsprobleme, insluitende datalekke en identiteitsdiefstal. Cybermolestering. Sosiale media kan 'n platform wees vir negatiewe gedrag, insluitende molestering en teistering wat ernstige emosionele impakte op individue kan hê. Misinformasie. Die vinnige versprei van inligting kan lei tot die verspreiding van vals of misleidende inhoud
wat verwarring en paniek kan veroorsaak, verslawing en afleiding. Oormatige gebruik van sosiale media kan lei tot verslawing, wat produktiwiteit en werklike verhoudings negatief beïnvloed. Geestesgesondheidskwessies. Oorgebruik van sosiale media is gekoppel aan angs, depressie en gevoelens van ontoereikendheid as gevolg van konstante vergelyking met ander. Wat is van die slaggate? Ekokamers. Gebruikers mag hulself in ekokamers bevind waar hul oortuigings versterk word sonder om blootstelling aan verskillende standpunte te kry wat kritiese denke beperk. Oor beskerming, mense mag te veel persoonlike inligting deel wat kan lei tot onvoorsiene gevolge soos werkverlies of gespanne verhoudings. FOMO, fear of missing out. Sosiale media kan 'n gevoel van ontoereikendheid of angs skep wanneer gebruikers anders sien wat ervarings geniet waaraan hulle nie deelneem nie. Imposter syndroom. Gebruikers mag druk voel om 'n perfekte lewe aanlyn voor te stel wat lei tot gevoelens van ontoereikendheid en lae selfbeeld. Tydsbestuur. Ek dink hierdie een is 'n groot een. Hulle noem hom doomscrolling. Die verslawende aard van sosiale media kan lei tot swak tydsbestuur en uitstel van belangrike take. Bespreek hoe belangrik dit is om jou integriteit te handhaaf wanneer jy inligting oor jouself plaas, as ook om te reageer op die geplaaste inligting oor ander. Sluit die volgende onderwerpe in as deel van jou bespreking. Etiek. Etiek in sosiale media verwys na die morele beginsels wat gedrag by die deel van inligting aanlyn lei. Die handhawing van integriteit beteken om eerlik en deursigtig in jou plasings te wees, die verspreiding van waninligting te vermy en ander se privaatheid te respekteer. Etiese oorwegings sluit in akkuraatheid. Streef altyd daarna om akkurate inligting oor jouself en ander te plaas. Die deel van ongesertifiseerde beweer of gerugte kan lei tot misverstande en reputasies skade aandoen. Respek. Behandel ander met respek, hetsy in kommentaar deel of op direkte boodskappe. Vermy skadelike taal, haatspraak en tuistering. Aanspreeklikheid. Neem verantwoordelikheid vir jou plasings en interaksies. As jy 'n fout maak of verkeerde inligting deel, erken dit en stel dit vinnig reg. Persoonlike veiligheid. Die handhawing van persoonlike veiligheid aanlyn is noodsaaklik wanneer jy persoonlike inligting plaas en met ander interaksies het. Oorweeg die volgende. Privaatheidsinstellings. Wees bewus van en gebruik privaatheidsinstellings op sosiale media platforms om te beheer wie jou plasings en jou persoonlike inligting kan sien. Beperk die deel van sensitiewe inligting soos jou adres, telefoonnommer en persoonlike identifikasie. Dink voor jy plaas. Oorweeg die moontlike gevolge van jou plasings. Sodra iets aanlyn gedeel word, kan dit moeilik wees om dit heeltemal te verwyder en dit mag deur onbedoelde gevolge hê. Reageer op ander. Wanneer jy op plasings oor ander reageer, dink krities oor die impak van jou kommentaar. Vermy die deel van persoonlike besonderhede wat iemand se veiligheid of welstand kan benadeel. Ouerlike aanspreeklikheid. Ouers speel 'n belangrike rol in die leiding van hul kinders se aanlyn gedrag en om te verseker dat hulle integriteit handhaaf terwyl hulle sosiale media gebruik. Sleutelpunte sluit in. Onderwys. Ouers moet hul kinders oplei oor die belangrikheid van integriteit, etiek en aanlyn veiligheid. Besprekings oor die potensiële gevolge van die deel van persoonlike inligting en die reaksies op ander kan verantwoordelike gedrag bevorder.
monitering en rigting. Terwyl privaatheid gerespekteer word, moet ouers hul kinders se sosiale media gebruik monitor en betrokke wees by openlike gesprekke oor hul aanlyn interaksies. Dit kan help om etiese gedrag te versterk en 'n kultuur van respek en veiligheid te bevorder. Modeling van gedrag. Ouers moet goeie aanlyn gedrag modelleer deur hul eie integriteit in hul sosiale media gebruik te handhaaf. Kinders naboots dikwels hul ouers. So die demonstreer van etiese gedrag aanlyn kan hul aksies beïnvloed. Bespreek hoe sosiale media gebruik kan word om die volgende verskillende tipe leerders te betrek. Visuele leerders. Visuele leerders verkies om inligting te sien en te visualiseer. Hulle baat by prente, video's, infografieke en ander visuele hulpmiddels. Platforme wat dit insluit is Instagram, Pinterest, TikTok en YouTube. En dit is ideaal om visuele aantreklike inhoud te deel. Betrokkenheidsstrategieë, infografieke, gebruik infografieke om komplekse inligting visueel saam te vat, wat dit vir visuele leerders maklik maak om sleutelkonsepte te begryp. Video's. Skep kort video's of tutorials wat konsepte deur middels van demonstrasie, animasies of illustrasies verduidelik. Prente. Deel hoë kwaliteit prente wat met die onderwerp verband hou om visuele assosiasies te skep en begrip te verbeter. Auditiewe leerders. Auditiewe leerders slaag wanneer hulle inligting hoor. Hulle baat by besprekings, podcast en verbale instruksies. Platforms soos podcast, YouTube, Clubhouse en Twitter Spaces is geskik vir auditiewe betrokkenheid. Betrokkenheidsstrategieë, podcasts. Skep of deel podcasts wat relevante onderwerpe bespreek, wat auditiewe leerders toelaat om inligting te luister te absorbeer. Leefbesprekings. Hou lewendige audisies of vrae en antwoord sessies waar leerders in gesprek kan tree, vrae stel en inligting kan deel. Stemnotas. Moedig die gebruik van stemnotas in boodskaptoepassings aan om gedagtes en idees te deel wat kommunikasie meer interaktief en persoonlik maak. Lees of skrifleerders. Lees of skrifleerders verkies om met teks te werk. Hulle floreer op lees- en skryfaktiwiteite en baat by geskrewe inhoud. Platforme vir dit is blogs, LinkedIn, Facebook, Twitter. Is uitstekende platforme vir teksgebaseerde betrokkenheid. Betrokkenheidsstrategieë, blogplasings. Skryf diepgaande blogplasings of artikels wat onderwerpe in detail verken, wat lees- of skrifleerders in staat stel om inligting deur dit te lees te verteer. Besprekingsforums. Gebruik platforme soos Reddit of Facebook groepe om besprekings deur middel van geskrewe uitruil te fasiliteer wat leerders aanmoedig om hul gedagtes te verwoord. Microblogging moedig leerders aan om hul eie idees deur kort plasings of tweets uit te druk wat betrokkenheid en interaksie in geskrewe vorm bevorder. Genetiese leerders. Genetiese leerders leer die beste deur middel van praktiese ervarings en fisiese aktiwiteite. Hulle baat by interaktiewe en ervaringsgebaseerde leer. Platforme is TikTok, YouTube en Instagram kan effektief wees om genetiese leerders te betrek. Betrokkenheidsstrategieë, uitdagings. Skep interaktiewe uitdagings of aktiwiteite waaraan leerders kan deelneem, wat hulle aanmoedig om met
om fisies met die inhoud betrokke te raak. Leefdemonstrasies gebruik lewendige stream om demonstrasies of eksperimente te voer wat genetiese leerders toelaat om prosesse in aksie te sien en deur waarneming te leer. DIY-projekte, deeltutorials of gidse vir praktiese projekte wat leerders kan repliseer, wat aktiewe betrokkenheid en verkenning bevorder. Skep 'n aanbieding of toespraak of 'n speletjie wat wys wat jy oor sosiale media geleer het, terwyl jy hierdie eerstediene deel, hierdie aanbieding met 'n groep. So hier's wat ek geskryf het, ek gaan dit vir julle lees, wat ek geskryf het oor wat ek geleer het. Goeiemôre almal. Ek is werklik vereer om voor julle te staan vandag en my refleksies te deel oor wat ek geleer het oor sosiale media gedurende hierdie ongelooflike reis. Sosiale media het die manier waarop ons kommunikeer, verbind en leer getransformeer en ek is opgewonde om 'n paar insigte te deel. Eerstens het ek geleer dat sosiale media 'n kragtige hulpmiddel is vir betrokkenheid. Dit stel ons in staat om ander te bereik, ons ervarings te deel en met mense van alle lewenswandels te verbind. Of dit nou deur plasings, kommentaar of direkte boodskappe is, ons kan betekenisvolle verhoudings bou en 'n gevoel van gemeenskap bevorder. However, with great power comes great responsibility. Ek het begin verstaan hoe belangrik dit is om integriteit te handhaaf wanneer ons inligting aanlyn deel. Dit is noodsaaklik om eerlik en respekvol te wees of ons nou oor onsself plaas of op ander reageer. Etiese gedrag op sosiale media help om 'n positiewe omgewing te skep waar almal veilig en waardeer voel. Boonop het ek ontdek dat sosiale media 'n platform vir leer kan wees. Verskillende tipe leerders, visual, auditief, leesskrif, kan almal maniere vind om met inhoud te betrokke te raak wat by hul unieke leerstyl pas. Van inligtingsvideo's en podcasts tot interaktiewe uitdagings, sosiale media bied 'n oorvloed hulpbronne wat ons kennis en vaardighede kan verbeter. Laastens wil ek die belangrikheid van persoonlike veiligheid en privaatheid beklemtoon. Dit is noodsaaklik om bewus te wees van wat ons aanlyn deel en hoe dit ons en ander kan beïnvloed. Deur voorsorg te neem en bewus te wees van wat ons digitale voetspoor, kan ons die voordele van sosiale media geniet terwyl ons onsself en ons geliefdes beskerm. My reis deur sosiale media het my 'n waardevolle lesse geleer oor die verbinding, integriteit, leer en veiligheid. Soos ek vorentoe beweeg, is ek verbind om sosiale media verantwoordelik en positief te gebruik en ek hoop om ander te inspireer om dieselfde te doen. Nommer 7. Bespreek met 'n groep die Bybelse konteks van die volgende teks soos dit met sosiale media verband hou. Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld gepreek word en as 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. So ek het hier 'n paar punte en dan kan julle nou sê wat julle daaroor dink. Globale bereik. Hierdie vers beklemtoon die belangrikheid om die evangelie aan al die nasies te versprei. Soos sosiale media stel individue en organisasies in staat om hul geloof met 'n diverse gehoor reg oor die wêreld te deel. Getuienis deur platforms. Sosiale media kan 'n platform vir getuienis dien. Gelowiges kan persoonlike getuienisse, skrifgedeeltes en boodskappe van hoop deel wat effektief die oproep vervul om die evangelie aan al die nasies te preek. Digitale disippelskap. Betrokkenheid met ander aanlyn kan 'n gevoel van gemeenskap en disippelskap bevorder. Sosiale media fasiliteer gesprekke oor geloof, bied hulpbronne vir leer en moedig wederwysige ondersteuning tussen gelowiges aan.
Ja, ek dink Ons een gaan van aan. die belangrikste maniere waarop die boodskap op hierdie stadium gedeel word is juist deur sosiale media. As jy vat van die groot evangeliste, byvoorbeeld Doug Batchelor, Walter Feit, al hierdie mense, al hulle boodskappe word wêreldwyd bekend en kan wêreldwyd gesien en opgetel word en jy kan dit ook versprei onder mense wat vir jou belangrik is. So op daai manier kan jy betrokke raak en mense inspireer en vir hulle ook die waarheid bring. Stem saam. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die groot opdrag. Hierdie vers beveel gelowiges om disippels te maak. Sosiale media bied 'n geleentheid vir ondervinding en mentorskap deur middel van aanlyn Bybelstudies, videoleringe en besprekingsgroepe. 'n Betrokkenheid in gemeenskap. Sosiale media kan help om virtuele gemeenskappe te skep waar gelowiges mekaar in hul geloofsreis kan ondersteun, gesprekke oor skrif kan aanmoedig en ander kan nooi om die Christendom te verken. Doop en gemeenskapsbetrokkenheid. Terwyl fisiese doop noodsaaklik is, kan sosiale media help om verbindings te fasiliteer wat lei tot werklike disipelskap en kerkbetrokkenheid. Dit kan mense aanmoedig om die volgende stap in hul geloofsreis te neem deur hulle met plaaslike gemeentes te verbind. Markus 16 vers 5. En hy het vir hulle gesê, gaan in die hele wêreld en preek die evangelie aan elke skepsel. Insluitendheid en uitreik. Hierdie vers beklemtoon die oproep om die evangelie aan almal te preek. Sosiale media is 'n inklusiewe platform waar boodskappe met diverse bevolkings gedeel kan word. Wat hindernisse wat internasionale evangelisasie mag bestaan afbreek. Kreatiwiteit en kommunikasie. Deur kreatiewe formate soos video's, memes en podcasts kan 'n sosiale media die evangelie boodskap effektief kommunikeer op 'n manier wat met verskillende hore kan weerklank vind. Sosiale verantwoordelikheid. Betrokkenheid by sosiale kwessies op sosiale media kan ook gesien word as deel van die verkondiging van die evangelie. Die aanspreek van onderwerpe soos geregtigheid, medemenslikheid en liefde stem ooreen met Christus se leer en kan 'n individu na die geloof aantrek. Lees Filippense 2 oor die karakter van Jesus. Dink julle ons moet hom gou lees? Want ek het hom net opgesom vinnig, maar ons kan hom lees. Ek dink dit is miskien 'n goeie idee dat ons hom lees asseblief. Okay, ek gaan hom gou vir ons lees. Ek kan net hierso loop nou. Okay. Ek lees vir ons Filippense 2. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesindheid te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword. En in die gedaante vind as 'n mens, het hy homself vermeerder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.
Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat van die wat in die hemel en op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hul eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy, soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het. Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan. En ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom. Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epaphroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte na julle te stuur. Want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was. Want hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie die droefheid op droefheid sou hê nie. Ek het hom dus des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien, en julle weer verbly, en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap, en hou sulke manne in eer, want ter wille van die werk van Christus, het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. Filippense 2 bied 'n diep insig in die karakter van Jesus Christus wat sy nederigheid, selfloosheid en dienskap beklemtoon. Hier is 'n kort oorsig van die sleutelkenmerke uit die gedeelte. Nederigheid. Jesus het homself verneder en die vorm van 'n dienaar aangeneem. Gehoorsaamheid. Hy was gehoorsaam tot die dood, wat 'n onderwerping aan God se wil demonstreer. Selfloosheid. Hy het die behoeftes van ander bo sy eie geplaas. Liefde. Sy dade was gemotiveer deur liefde en medemenslikheid vir die mensheid. So kom ons kyk na 'n hersiening van ons sosiale media profiel. Om te beoordeel of jou sosiale media profiel hierdie kenmerke weerspieël, oorweeg dan van die volgende vraag. Nederigheid. Dui jou profiel 'n gevoel van nederigheid aan?
Vermy jy om oor prestasies te spog? Gehoorsaamheid. Gebruik jy jou platform om God te eer en positiewe waardes te bevorder? Selfloosheid. Deel jy inhoud met ander Deel jy inhoud wat ander aanmoedig en ophef, eerder as net op jouself te fokus? Liefde. Is jou toon en taal liefdevol en respekvol? Is jy positief met ander in jou kommentaar interaksies? So kom ons kyk na stappe om jou profiel en verwante inhoud te verbeter volgens dit waarna ons gekyk het. Hier is 'n paar stappe wat jy kan neem om te verseker dat jou sosiale media teenwoordigheid die karakter van Christus weerspieël. Hersien jou bio. Gebruik taal wat jou waardes beklemtoon, soos diende leier of volgeling van Christus. Oorweeg om 'n skrifgedeelte of persoonlike missieverklaring in te sluit wat jou geloof weerspieël. Deel opheffende inhoud. Plaas skrifgedeeltes, inspirasionele aanhalings of getuienisse wat ander aanmoedig in hul geloof. Deel stories of artikels wat dade van goedhartigheid, diens en gemeenskapsbetrokkenheid beklemtoon. Wees positief. Reageer op kommentaar met 'n vriendelikheid en empatie, selfs al is daar meningsverskille. Vermy om betrokke te raak in argumente of negatiewe besprekings. Bevorder eerder konstruktiewe dialoog. Beperk selfpromosie. Fokus op die deel van die prestasies van ander, gemeenskapsgeleenthede of oorsake wat jy ondersteun, eerder as jou eie prestasies. Skep plasings wat die sukses van vriende en familie vier. Praktiseer dankbaarheid. Deel gereeld plasings wat dankbaarheid uitspreek vir die mense in jou lewe, die seëninge wat jy ontvang het of die lesse wat jy deur uitdagings geleer het. Dit kan help om 'n ingesteldheid van waardering en nederigheid te kweek. Bevorder gemeenskap en diens. Gebruik jou platform om geleenthede vir diens, vrywilligheidswerk of gemeenskapsinisiatiewe te beklemtoon. Moedig jou volgelinge aan om betrokke te raak by die hulp aan ander en 'n verskil te maak. Reflekteer gereeld. Neem elke week tyd om jou plasings en interaksies te reflekteer. Vra jouself of dit ooreenstem met die karakter van Christus. Pas jou inhoud en betrokkenheidsstrategieë aan soos nodig om getrou te bly aan jou missie. Deur hierdie stappe te implementeer, kan jy jou sosiale media profiel verbeter en versterk dat dit die karakter van Christus weerspieël terwyl jy 'n positiewe invloed op diegene wat jou inhoud gebruik uitoefen. Dan, demonstreer jou vermoë om sosiale media te gebruik deur 'n geestelike gebaseerde boodskap te plaas wat 'n reaksie sal aanmoedig van diegene wat aan jou profiel gekoppel is. Let op die antwoorde uit jou boodskappe en berei voor om dit met die groep te bespreek. Nou, ek het deur my Facebook gaan blaai en ek het agtergekom my mense is nie baie goed om te comment nie. Hulle like net. Maar ek het teruggeblaai tot in Januarie en ek het een gekry in Januarie waarop mense gereageer het. Nou hierdie is wat ek geplaas het in Januarie. Science says that we need at least 4 basic elements to survive: water, air, food, light. And look what the Bible tells us about Jesus. I am the living water. I am the breath of life. I am the bread of life. I am the light of the world. Science was right. We need Jesus to live. Ek het hierdie in Januarie geplaas en ek moet sê, ek was half geskok deur van die kommentaar en van dit was maar, hoe kan ek sê, mee. Nou ek het spesifiek deur die kommentaar gaan blaai, dat ek nou nie net adventistiese kommentaar kry nie, dat was 'n bietjie 'n ander
perspektief kry van kommentaar. Hierdie is van die kommentaar, ek het 'n bietjie ver gaan blaai vir dit. En wat vir my nogal verskriklik uitgestaan het in die kommentaar, is hierdie ene van Noah Steinbroek. Nou Noah Steinbroek is nie aan my gekoppel nie. So ek neem aan iemand het wat ek geshare het, opgesit het, weer gaan share of jy weet, of iemand van iemand het dit gesien en geplaas. Maar ek het nogal sy kommentaar interessant gevind. And I say that Jesus said that about things that we already know to be needed. I sê dan, dit is soos 'n fortune cookie. En dit het my laat besef dat daar is eintlik 'n verskriklike groot gebrek aan die kennis van Christus en wat hy eintlik vir ons gedoen het en hoe belangrik hy eintlik is vir ons welstand. En dat ons moet eintlik meer doen om uit te reik na mense en vir hulle die liefde van Jesus te bring. Julle kan ook iets sê. Ja, dis interessant en ek het gehou van daai plasing wat jy gesit het, hoor, dis baie oulik. Ek moet erken vir myself persoonlik, ek hou niks van Facebook nie. Ek het 'n profiel op Facebook en ek het Facebook al een keer in die verlede gebruik, maar ek verkies net om my lewe privaat te hou. Die beste wat ek gebruik op sosiale media is omtrent net WhatsApp. So, maar ek dink tog daar's definitief 'n plek vir dit, maar vir my persoonlik, ek voel baie ongemaklik oor Facebook. En baie van die goed wat ek al gesien en gehoor en gewat ook al het op Facebook is nie vir my opbouend of goed nie. Maar nou ja, dis nou my ervaring in die lewe. Janita, is jy klaar? Is dit die Nee, ek wag net om te hoor of iemand anders nog iets gaan sê. Hierdie is die einde van die wanneer, dis die laaste vraag op die vraagstel. So dis oop vir bespreking as enige iemand nog ietsie wil sê. Ja, dis net ek en Robin wat hier op is en ek weet nie of Robin nog lewendig is. Bragta het by ons aangesluit, so halfpad deur. Hallo julle, Hi Bragta, lekker om van jou te hoor. dankie. Jonita, ek stem met jou saam, daai stelling is fantasties. Mens vergeet die waarde wat ons het in die Bybel. En mense wil altyd die wetenskap net daarmee koppel. Maar ons vergeet dat Jesus is ons middelpunt en dit was vir my baie mooi plasing wat jy gedoen het. En ja, dis jammer dat mense dink Jesus is 'n fortune cookie. Dit is nie hoe dit eintlik behoort te wees nie. Wat vir my sleg is een van die groot struikvalle is wanneer jy dan nou op 'n comment gaan comment en probeer regverdig dit wat jy gesê het. Ek dink 'n mens moet baie versigtig wees want dit kan baie gou ontaard in 'n stryery. Dis absoluut waar. Daarom hou ek ook meer van om plasings te doen op WhatsApp se status. Want jy het 24 uur wat jy daarop kans het om te reageer en glo vir my al die mense lees wat jy daar skryf en baie van hulle reageer met 'n boodskap of wow. So dit is 'n belangrike aspek dat 'n mens maar net die hele tyd gefokus moet wees. Maar Filippense 2 wat jy gelees het was vir my 'n baie mooi punt want dit wys so op ons egoïsme of egosentrisheid. Ons is so gefokus in onsself in plaas van om die woord van die Here uit te dra. Dat ons nie vergeet of dat ons vergeet dat daar is ander platforms hoe ons die Here kan dien. En baie keer dink ons kan nou net op 'n sabbatskool gaan, ons kan die kinders by die kerk funksioneer of wat ook al. Maar daar is so 'n groot behoefte op sosiale media. Laat ek baie van my plasings wat ek in status gehad het, is deur nie adventiste wat daarop gereageer het. En
as jy mevrou White se plasings daar sit en hulle reageer so, dan laat dit vir my baie dink daar is 'n groot behoefte. Ek dink daar's ook 'n baie groot behoefte vir mense wat iemand soek wat gewillig is om vir hulle te bid, maar hulle nie self weet hoe om te bid nie. Daar's 'n paar groepe waaraan ek behoort, wat ek so af en toe net weer 'n plasing sit om mense te herinner. Ek hoef nie te weet wat die situasie is nie, maar as jy wil hê ek moet vir jou bid, ek hoef nie te weet wat dit is. Jy sê dit vir my, jy het gebed nodig en ek sal vir jou bid. En jy sal nie glo elke keer as ek so 'n plasing weer doen, hoeveel gebedsversoeke 'n mens dan nou eintlik inkry. Absoluut. Ek dink dis ook 'n opsie waarna 'n mens kan kyk as jy dan nie noodwendig sulke plasings wil doen, maar net nog steeds aktief wil wees. Ek wil vir julle vertel, in Rhinefield is daar 'n dame in die Adventiste kerk en sy het agtergekom dat baie van die karwagte by Johannesburg is Franssprekend. En sy het hier in Suid-Afrika kom soek na die Franse grootstryd om met hulle te deel. En toe kom 'n baas van werkgewer en hy sê vir haar, hoor jy het 'n pos gekry wat jy moet gaan hanteer in Seychelles. En sy gaan die Sabbat kerk toe en hulle praat Kreools daar, so jy verstaan nie lekker nie. En Seychelles is net so groot en daai spesifieke dag het daar 'n Franse predikant gepreek. En hulle het gevra dat al die mense sal oorkom na daai kerk toe sodat hulle daarom 'n groter ledetaal het. En terwyl sy nog so praat, toe vra sy vir iemand daar, kan sy Franse grootstrydboeke hier in die hande kry? En net daar bel die dame die ABC boekwinkel en vra vir hulle of hulle het, en hulle sê ja, hulle kan vir haar kry, en dit is die prys, en sy sê, fantasties, sy gaan kom kry. Maandag is sy in 'n vergadering, en die ABC boekwinkel bel, en sê vir hulle, maar sy gaan afslag kry, soek sy nog net 4 boeke. Maar sy soek eintlik 6 boeke. En sy sê, maar dan gaan sy 5 vat. Maar nog steeds, sy het nog 'n tekort. En toe sy die dag daar kom, toe sê hulle het 'n borgskap vir haar gekry, dat sy dit teen 'n baie goedkoper prys kan kry, soek sy dan nog net die 5 boeke. Sy is daar weg met 9 boeke. En sy kom terug hier in Johannesburg en sy gaan deel vir hulle die groot stryd uit daar in die parkeerareas. En die volgende week kom die een ou terug, hy sê vir haar, het jy nog een van daai boeke, myne is gesteel en ek weet dit is my eie mense wat dit gesteel het. En so het die woord versprei. So wat is die sosiale media wat ons dan het? Ons kan getuig van wat gebeur het, net soos wat sy dit met my gedeel het. En ons kan eintlik ander tale se boeke kry en dit vir hulle met 'n stokkie of met WhatsApp aanstuur sodat hulle die goedjies kan lees. Dankie Bragda. Robin, jy het jou hand opgehaal. Ja, ek dink ook net, ons het 'n dokumentêr gekyk 'n jaar of 4 terug, The Social Dilemma, en dit noem ook baie van hierdie gevare. Dit praat van die verslawing, dit praat van die echo bubble waar jy net jou eie opinie begin hoor. Dit praat van die lae selfbeeld wat geskep word, veral onder jong mense wat dit baie gebruik. Ja, so ek dink dit is belangrike punte wat ons moet bewus wees daarvan. Ons moenie toelaat dat ander mense leer oor sosiale media net deur hulle eie ervaring. Ons moet eintlik vir hulle vertel wat gaan gebeur, waarvoor moet jy oppas en watter stappe moet jy self neem as jy dit wil gebruik.
Ja, ek stem saam. Op 'n stadium het ek baie van my persoonlike lewe gedeel op Facebook in my jonger dae, toe ek nou nog nat agter die ore was. En ek het op 'n stadium heeltemal wegbeweeg van dit en deesdae deel ek meestal maar net Bybeltekste en as ons nou iets is World Pathfinder Day, dan sal ek nou foto's van dit opsit om strewers te promote en so aan. Maar andersins probeer ek maar meer om dit vir evangelisasie te gebruik. Dis nie baie goed daarmee nie en ek myself is nie baie goed daarmee nie, maar ek het besluit om my sosiale media eerder vir dit te gebruik as om dan nou my persoonlike lewe te deel. 'n Interessantheid, Janita, wat ek gemerk het is baie mense het wegbeweeg van Facebook af en hulle het vir hulle 'n Instagram rekening oopgemaak. So ek weet nie wat is die verskil tussen die Instagram en Facebook of dit beter beheerbaar is of wat nie, maar Dis dieselfde maatskappy. ja, so ek sien die mense gaan eerder op Instagram as wat hulle op Facebook is. Dit wys jou net hoe oud is ek, want ek is nie 'n Instagram kind nie. Hulle sê dis net ons ou mense wat nog Facebook gebruik. Ja, dit my haar keer verduidelik dit. Baie dankie Juanita. Ek dink dit was 'n baie goeie aanbieding geweest en dit was 'n lekker bespreking ook geweest. So kom ons sluit af en dan maak ons oogies toe. En weer eens baie dankie vir die aanbieding. Ek waardeer. En dis my onthou. Hey. Okay. Kom ons maak gou oogies toe en dan sluit ons af vir vandag. En baie dankie vir julle vir die harde werk. Sien julle vroeg in die volgende jaar. En die idee wat ek het, soos wat ek vroeër gesê het, is dat ons begin met daai kinderbeskerming vir die aanbieding. En ons vang dit van daar af en ons kyk hoe vinnig ons vir Bregta kan klaarmaak, want ek dink sy is die verste van almal. So kom ons buig gou die hoofde. O Here, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanmiddag by mekaar te kon kom. O Here, waar dit 'n baie lang en swaar en moeilike jaar is en was, wil ons vra dat U saam met ons sal wees. O Here, waar ons nou ook 'n breek gaan vat, wil ons vra dat U ons sal help, dat U ons sal rig en lei, bovenal dat U ons sal veilig hou en ons nader aan U trek. O Here, ons vra dat U asseblief saam met nie net ons wees nie, maar ook ons familie, ons vriende en geliefdes. Ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.